genoeg vir jou. Dit is so ver. En ek word dus 'n wonderlike dag geweet, omdat daar in die huis aanbly, toe sê hy, kyk nie hoe mooi dit werk. Ek het gesien dat dit so helder is. Sê my dat dit baie mooi, maar wie vandag gaan het reën ook weer. So, die van klaar op sy lyk my 80% kans dat nie die minste verleen. Nou dat julle voorbereid vir die reën. Dit is vir my die lekkerste ding wat kan gebeur. Maar dit is nie lekker om te weet wat nou Mosambik lyk. Julle weet die lyk van Mosambik op die stadium van water. Dit is nou plekke waar jy net water sien. Jy sien geen land, net water. Dit lyk verskriklik. Ons hoor dit nie eintlik meer wat hy mens nie dis om ons op die Suid-Afrika. Maar mag vanoggend vir ons 'n heerlike dag wees. Ek gaan 'n bietjie 'n verandering maak. Kom ons welkom by die nagmaal. Ons sal net loops om het verduidelik net by die nagmaal. Ons is baie min vanoggend. En ek gaan vra dat ons almal net so staan. As ons die nagmaal gaan bedien en die nagmaal instelling doen, dat julle almal hier kom staan. En ons kan hier so staan ons met hande vat. En as ons die instelling doen en alles, en dan sal ons die wyn uitstuur, eers die brood en dan die instelling doen, en dan die wyn en dan die instelling doen. Dat ons ons staan by mekaar, want ons is 'n familie, is ons nie. En ons is gewoon aan die huis, dit is nie normale in 'n huis, dat elke mag 'n sit wat dit. Partykeer verstaan ek hier anders, maar as mense aan die tafel sit, en dan onthou terug op my ouma, dit is grote alles. Julle kan nog onthou, ek dink julle is nog meer 'n groot persoon as die tafel. Maar dit is lekker om aan tafel te sit en te kuier op die tafel. Jy kan nie sit dan op die kuier op die tafel. Jy eet en jy kuier en jy eet en jy kuier en jy drink. Dit is so lekker. Dit is wat ek ook gedoen het, nie met aansien, maar met 'n verskriklike blydskap en dankie. Kom ons begin met die sin van die 1:9, God is nie teenwoordig, en daarna sal ek die seën tot uitspreek, en dan gaan ons verder aan met die erediens. Die 1:9 verse 1 en 2.
by ons is, en ook hierdie gebou vul met sy teenwoordigheid. Kan maar sit. Dus het ons gaan twee gedeeltes lees. Dit verskil nou van die, ek het skrifgedeeltes deurgegee saam met die thema's en alles, maar ek het verander probeer om 'n breër storie vir ons te gee, wat die thema ook moet weerspieël in die skrifgedeeltes. Ons gaan twee gedeeltes lees. Sagaria, jy weet wat is Sagaria kan lees. En die tweede laaste boek in die Ou Testament, net vir Maleagi. Ek het nog baie woorde selfs die daaruit gespreek, maar dit is wonderlike gedeeltes wat daar vir ons is, en dan lees ons nog 'n vers uit 2 Korintiërs 5. Sagaria hoofstuk 9, van vers 9 af. As jy dit daar net ons weet dan saam, onthou dat dit met verbond met jou is, met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die Christenstad toe, gevangenes wat nou loop het. Ek verseker jou vandag, ek gee jou 2 maal soveel as wat jy gehad het. Ek gebruik Juda as my boog, Efraim as my pijl, jou inwoners Sion as my swaard teen jou inwoners Griekeland. Ek hanteer my volk soos 'n vegter sy swaard hanteer. Die Britse vegter wat sy swaard aanhou het, hanteer dit met groot gesag. Want dit sy alles, sy hele lewe daarvan af. Die Here sal ook in sy volk verskyn, sy pyl sal soos weer wat uitskiet. Die Here God sal die oudhoring blaas. Hy sal kom in die storms uit die suide. Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm. Die klippe uit sy slingerveld sal dood en verwoesting saad. Hulle sal bloed bring, hulle sal gons soos wynbruis. Hulle sal so vol bloed word soos die kom wat by offers gebruik word, soos die hoeke van die altaar. Die Here God sal daar sy volk, sy kudde red. Hulle sal in sy land fonkel soos edelstene in 'n kroon. Hoe voorspoedig, mooi sal die land nie wees nie. Die koring en die wyn sal maak dat die jongmans en die meisies gesond en sterk sal wees. Dan blaas ons na Korintiërs, 2 Korintiërs 5. In vers 17 en vers 18. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons die Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening te vertrou. En so sterk vers wat ons in Sagaria gelees het. Kom ons by die woord. Here, U het hier met die volk gepraat deur Sagaria. Honderde jare voordat Christus gekom het. Want Sagaria vertel juis ook van die verlosser wat kom. En die verlosser wat vir sy volk, die volk, gaan kom. 'n Verlosser wat ons vandag verstaan anders as wat hulle verstaan het. En as ons lees dat dit gaan oor Griekeland, dan weet ons dat die Grieke hulle onderdruk het. En hulle swaar laat kry. Want daar vir hulle 'n belofte was van vernuwing. 'n belofte van redding. 'n belofte van vryheid. 'n belofte van heerlikheid wat hulle wag en 'n toekoms vir hulle kinders. Want verstaan ons vandag daardie woorde baie duideliker. Want eer daardie woorde van ons as waar word en die koms van Christus op 'n besondere wyse. Dit het nie gegaan oor politiek nie. Dit het nie gegaan oor 'n land nie. Dit het nie gegaan oor onderdrukking nie. Maar dit was wel ingesluit. Maar die hoofthema van die verlossing was die geestelike verlossing wat ons gebring het in Christus. Waaroor ons vandag hier aan die tafel gaan sit. En wat ons vir u wil vra om ons te seën met die gebruik daarvan, omdat ons terugverwys
terugneem na die verlede wat op ons vesting is om vandag aan vas te hou en te hoop op môre. 'n nagmaal wat die verlosser Jesus Christus vir ons ingebring het. Wat ons gesê dat ons dit moet gebruik tot sy eer en tot sy gedagtenis. En dat ons dit moet doen soveel as wat ons kan. Want daarin word hy verheerlik en word sy boodskap van hoop, sy boodskap van vernuwing, sy transformasie boodskap weer nie in ons harte vasgelê en dit wat hy kom doen het ook op aarde. Daarom lees ons ook in Korintiërs dat ook die boodskap van versoening aan ons toe vertrou is. En wat die heerlikheid, Here, dat ons vertrou daarin. Dat ons môre hier kan stil word en weet, U is die Almagtige, die Koning, die Herder, die Here van alle Here. U koninkryk sal vir ewig staan. En dit berei ons ook in ons geloofsbelijdenis dat U die Almagtige Vader is, die Here van alle Here. Ja, dat sy Seun vir ons gegee het. Dat ons nie alleen gelaat het, so hy hemel toe gevaar het, maar die Gees vir ons verbring het. En dit berei ons môre ook, Here, dat ons deur Jesus Christus verlossing ontvang het. Nie net verlossing van ons liggaam, maar ook verlossing van ons gees in besonder. En 'n nuwe hoop van 'n nuwe lewe wat vir ons wag. 'n Lewe wat in die hemel sy volheid sal kry, waar ons saam met Jesus Christus op die troon sal wees, waar hy sit aan die regterkant, en ons saam vir U kan loof en prys saam met al die engele en die hemelwesens, tot in alle ewigheid. Daarom lewer ons dat ons voor 'n nagmaaltafel kan staan. Dat ons môre eintlik kan sit aan 'n tafel saam met broer en suster in Jesus naam. Hy wat ons oudste broer by U is. In Jesus naam ons ook U wil verheerlik en neem U op. Amen. Nou suster, so mense die Bybel lees, dan kan 'n mens baie vinnig agterkom, maar daar's twee dinge wat gebeur met een ding in volgende Sondag bietjie meer gesels. Die eerste een wat 'n mens kan agterkom is dat God is in beheer van alles en dat ons eintlik tot niks in staat is. Maar ook hierdie God vra dat ons in gehoorsaamheid voor hom moet wees. Daar's baie min mense eintlik op die aarde, as jy kyk hoeveel regtig waarlik glo. Hulle het in Amerika, kom jaar 20 jaar terug gedreig en dan navorsing gedoen oor hoe lyk persone se verhouding met die Here en hoe loop hulle Christendom alles saam. Nou George Barna, wat die voorsitter of die direkteur van die instituut is, hy het 'n boek geskryf daaroor oor die hele navorsing wat hulle gedoen het. En die uiteinde was dat slegs 2% van die mense wat hulle op hulle manier wat navorsing gedoen het, waarlik Christene is wat hulle hele lewe, hulle alles oorgegee vir die Here. Die hele alle gehoorsaamheid in hulle lewe. 2% van al die mense wat hier rondgegaan. Interessante was dat baie mense het by 10 fases gehad, 8, 9, 10 is, wat hy sê wat mense deurbreek om uit homself uit te gaan en toe te laat dat God alles word in sy lewe. Ek bedoel werklik alles. Want die meeste mense kom en hy loop vas teen daai muur. Hulle is nog nie bereid om alles te gee en dan val hy terug. Ek dink ons baie kan daarmee saampraat. Ons sukkel om deur daai muur te breek. En ons sukkel om daar te bly. Want dit vra opoffering en alles, maar dit laat ons een ding besef. Ons kan nie sonder God lewe. Hierdie wêreld kan nie sonder God wees en die wêreld regeer en leef en doen en suksesvol wees. Baie suksesvolle mense kan ons maar gaan kyk en dan is baie van hulle wat sê, ek wil die name noem, want ek kan my partykeer mense self oordeel en ek wil dit nie sê nie.
as hulle maar net vir God in hulle lewe gehad het, of hulle op die laaste oomblik van hulle lewe besef daar is net een God. En geld kan nie hulle alles koop nie. Wysheid kan dit nie doen nie. Kennis kan dit nie doen nie. Mag kan dit nie doen nie. Die lewe na die dood is alleen in God se hande. My en jou toekoms lê in die hande van die Here. En dit het Israel in besonder besef. Ons het laasweek gelees van Moses wat die opdrag gekry het om Israeliete in Egipte te gaan vertel, maar God het gesê, vir my gesê, en ek wil vir julle sê, ek het julle gekerm gehoor. Hoekom? Want hy was op pad om in te tree vir sy volk. Want hy hoor die swaarheid van sy volk. En hy het besluit om in te tree. En dit wat God ook wil hê ons moet besef, hy is die enigste wat intree in hierdie wêreld en wat 'n verskil kan maak. Maar ons moet daardie besef eers kry en God vra. Ons moet God toelaat om in te tree. God kom nie en skop die deur af. As jy nou hierdie swart reeks op televisie kyk, hoor jy die Here net so, dit moet so lekker is, en wat ding wat jy het, en stamp by die deur en lag gaat het, en dan is die deur oop. Christus werk nie so. God werk nie so, die Heilige Gees werk nie so nie. Hy kom en hy klop aan die deur. En hy moet besluit of ek wil oopmaak en of ek dit wil toelos. Wanneer ek oopmaak vir die Here, dan tree God op. Maar nou kom mense baie oor effektief en praat en ek wil net kortliks dit sê, die feit dat ek maak om die deur oop te maak, is 'n stuk genade wat God vir my gee, insig te gee. En almal besef dit. Die een kyk maar net met 'n ander oog en hy kyk na 'n ander deur as die ander een. God weet wat my en jou antwoord is. Daarom praat ons van God is alwetend. Want dit is soms so kort, jy is wat ek nou maar by probeer verstaan, maar dan baie vrae wat ek nog steeds groot het. Maar dit is vir my so 'n bietjie rigting te gee, om dit te doen. En dit is dan hoe mense vooral daarna kyk, ek wil nie sê, maar ek kan besluit of ek wil of nie wil. Nee, God se genade, as ek my lewe vir hom, as die Here oopmaak, en vir die Here sê, kom in. En dit is dan wanneer daar goed gebeur in my lewe. Daar gebeur ongelooflike goed in ons lewens. Wanneer God in jou en my lewe inkom, wanneer hy beheer begin neem oor my toekoms, wanneer hy begin beheer neem oor my woorde, my dade, my denke, my lewe. En hy begin alleen besef wanneer mense begin te praat daaroor, oor wat besig is om te gebeur met jou. As jy getuienis hoor van mense wat vir jou sê, maar wat het gebeur, want jy is nie meer die mens wat jy was nie. Ons kyk weer reeds, die reeks van naam is Virgin River, ek het al op die avond baie mooie reeks, wat ons oor internet kyk, ons nie die steek nie, maar ons gebruik internet vir alle reekse wat ons kan kyk, jy soek maar 'n mooie reeks vir jou, sommige is nie mooi nie, die losse, dat ek nie kan die een kry. En ek het die vorm 3 reeks afgekom. En daar is een man wat sukkel om die gemeenskap van die dorp te oortuig dat hy verander. Nie die meisie vir wie hy liefdes wil hom glo nie, nie die polisieman wil hom glo nie, nie sy beste vriende wil hom glo nie, want hy was 'n dwelmslaaf, hy was 'n dwelmverslaaf, hy was 'n dwelmsmous gewees, hy was in by die dwelmhandel werk. Hy het dit afgemaak so. En nou wil niemand hom glo, want hy letterlik teruggetree en sê, nou word ek nie meer en ek kan ook nie meer, maar hy staan alleen. Hopelik sal dit later in die week voorkom, want hy dalk nie alleen staan nie. Die polisieman het al daar met hom begin te sê, dat hy dit vir hom moet werk, as inligtingbron van die kartel, wat hy werk. En hy is bereid met dit, maar voorwaardes, hy mag dit vir niemand sê, net hy die polisieman mag weet. Nou hoe verduidelik jy vir mense en het verander, as jy nie kan sê, ek werk er in die saam die polisie. Dat is om hom te beskerm en die onderzoek te beskerm. Dit wat gebeur, ons sit met 'n probleem dan, ons verander so gewelddadig. Want dit is letterlik so groot.
En daarom is dit wat ek doen in my hele lewe, moet eintlik begin getuig namens my. Alles wat om my gebeur, moet vertel van 'n nuwe lewe, van iets nuuts wat Jesus op plaas het. Want wanneer God in my lewe kom, is dan nou 'n bietjie meer daarby stil staan, is daar besig om transformasie plaas te vind. Jy verander oornag omdat jy teenoorgestelde begin optree. Jy drink nie meer, jy los die dwelms, jy het eerlike verhoudings. Jy is eerlik by die werk, jy is opreg, jy raak diensbaar. Dit gaan nie meer oor jouself nie. Want wanneer ek jy geld na jou, gaan ek met myself, gaan ek net oor die hoeveelheid wat ek uit mense uit kan bring. Dink aan die boumafia, dink aan die dwelmmafias. Waaroor gaan dit? Geld, dis al waaroor dit gaan en hulle maak mense dood as hulle nie die geld kan kry. Want hulle wil die geld nie, het gaan net oor jouself. Maar by Godse kinders gaan dit nie meer dan. Dis daai radikale sprong van welslag na beklei teenoor dwelms. En dis nog van 'n stryd. Wie die Bybel was so gewees? Wie van die kan onthou lees dit? Dat so 'n radikaal oorlag verandering gehad het. Paulus. Dit was woord van Saulus. Paulus. Sy Damaskus wonder, wat het gebeur? Die Here het 'n man aan Paulus, Saulus op daai stadium openbaar sy naam gevang na Paulus toe. En Paulus, wat die grootste vervolger van die Christendom geword het, die grootste navolger, as ek het so kan stel, van Christus geword in die wêreld, sodat hy vervolg is ter wille van Christus. Dit is wat gebeur dan God in my lewe. Dis die transformasie begin, want ons God toelaat op alles in ons lewe oorgestaan. En dit gebeur, dan verander ons hele wêreld. Hoe ek en jy kyk na mekaar verander. Hoe ek na die wêreld kyk begin verander. Want ek kyk nie meer met my oë as mens nie. Ek begin kyk na die wêreld met die oë van Christus. Want ek is nuut gemaak. Ek het 'n nuwe mens geword. Ek is 'n nuwe mens. Ek dink nie oor goed. Die lewe is nie meer vir my geld, mag en kennis en wysheid en my eie groot ek en my ego nie. Die lewe gaan nou vir my oor iets baie groter wat ek nie self kan beskryf nie. Naamlik God. My wêreldsiening verander op so 'n wyse dat my tradisie verander. Persoonlik wil ek vanmôre met u deel om te sê, my ervaring is in ons kerk, dat tradisie is besig om ons dood te word. Ons het te veel tradisies wat geen rol speel nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld wat vir my verskriklik was, wat maar gemeente wat fisies my gesê het. Die nagmaaltafel het nie so naby aan die laaste ry gestaan nie. Jy kon daar verby deur en alles. En ek het hulle gevra om die nagmaaltafel, die bediening van die nagmaal te verander nie, want dit is baie gestruktureerde ding wat moet plaasvind. Is julle mee? Ons het 1 jaar dit gedoen, dit was 'n klomp jare terug, dit baie jare terug. Dit het die diaken van daai kant of van daai kant af gekom, en die persoon het voor die nagmaaltafel verbygeloop. Dit was 'n gemeente wat baie groter en sterker as nou. Baie meer mense lidmate gehad. En een persoon het al die lidmate het geskryf en gesê, maar die diaken het die nagmaaltafel ontheilig, nie voor hom verby te loop en nie agter hom te beweeg nie. En dan wat dat ek dan kan daar gaan. Ek kry die persoon net jammer dat so van die nagmaaltafel sê. Dis brood, wyn, laat ons hou. Die betekenis van die nagmaaltafel is wat heilig is. Ons moet dit mooi verstaan. Ons gebruik die tekenis, die wyn as 'n teken van Christus se bloed wat gevloei het vir my en op ons ruimte was. Ons gebruik die brood as teken van Christus wat sy liggaam laat vernietig het, wat sy stukke verbreek is. Wat daar opgewek is. Van die rol wat hy gespeel en die hy sê wat aan opgestel is, sodat ek en jy nie daai pyn nie ervaar. En dis die lekker wat ons het. Daar
daar's vreugde vir ons in 'n nagmaalstafel. Dit bring hartseer dat Christus opoffer is ter wille van jou en my. Maar dankie Here tog, dat ek dit nie hoef deur te gaan, hy het vir my gedoen, vir jou, vir elkeen van ons wat hier sit en vir elkeen daar buite. En dit maak dat ons lewe verander. Dis die goed wat maak dat ek opnuut 'n nuwe mens word. Want om 'n nuwe mens in Christus te word, beteken ek het die ou mens afgelê, ek het heeltemal verander. Ek het baie oor hierdie vraag gedink. Hoe verander ek? Hoe sê die Here vir my, jou eienskappe, jou karaktereienskappe, word die vrug van die Gees. Van lees daai twee gedeeltes. Die vrug van die Gees is jou karaktereienskap. Dit is totaal anders as wat ons doen. Dronkenskap, vegdrink, diefstal, moord. Dis hoe die mens die normale, natuurlike mens dink en weet. Nou verander dit van die vrug, liefde, vrede, blydskap, diefstal. Dit is die teenoorstelling. Dis hoe ek en jy verander. Met ander woorde, God is in staat om jou hele lewe radikaal te verander. As mense wat sê, ek het nou ek is so gemaak dat so los my, ek kan nie verander nie. Dan sê ek kan nie verander. God kan, dat hy nie bereid is. Dan is die grootste Christen, dan sit hy self in die rug. Maar as jy nie bereid is om transformasie te ervaar in jou lewe, wanneer God in jou lewe kom nie, dan gaan jy vashou op Vers 7. Jy gaan nooit weet wat is dit om waarlik die volheid van God se vrede in jou lewe te ervaar. En dit is wat God eintlik vir ons wil gee. God verander droogte. Die mense ons weet wat droogte is. Dit mense dalk sukkel om te hoor wat droogte regtig is. Droogte is wat in jou kraan oopdraai en dan kom jy net een lekker druppels. Niks. 2 dae, 3 dae, 'n week, 2 weke, 'n maand. Alhoewel jy water kan kry om by kyk op my of so 5 liter kans gaan koop, want dit is al water wat beskikbaar is in die hele dorp. Skape. Sien jy net die vel en die hele vel. Beeste, springbokke, koeies. Die veld lyk tot swart, daar's niks wat groen is nie. Dis droogte. Maar God verander daai woestyn na 'n woud waar voëls en diere en mense in vreugde en harmonie met mekaar saamlewe, wat heerlik is, wat koelte bring, wat 'n hoop bring vir die mens. Daar is 'n verhaal van die Indiese man, Indië, wat kan ek nie verhaal so lank nie onthou nie. Hy het vir jare aan elke dag in die woestyn in die ingeleef. En naby die woestyn. Maar elke dag wat hy 'n blom geswaak. En na 20 jaar het daar die wêreld totaal verander. Op so wyse dat dit vir die mense plesier was. Dit het 'n woud geword waar diere gekom het. Wat die mense vir jare nie daar gesien het. Maar die diere daar gekom. Plante begin groei. Goed het opgekom wat nie daar was nie. Dat die hele nuwe lewe gekom op daai terrein. En dit wat God vir jou by my wil maak. Van 'n woestyn wat ons is 'n woestyn wat uiteindelik maar net na die dood toe gaan. Na 'n plek van lewe. En dit is wonderlik. Dis hoe God jou my verander. En dit wat mense moet sien. Dan raak ons waarlik disippels van die Here. Want God ons so verander. Dan word ons die nuwe mens waarop Paulus praat. Ons moet 'n bietjie gaan sit en dink as kerk werklik in dit waarmee ons besig is om nuwe mense te help word met die genade van Christus. Ek het in die begin van die jaar 'n stuk op van Dallas Willard Waterloo waar hy dood eenvoudig vra of beskryf dat gemeente se groot taak is om mense geestelik so te bedien dat hulle afhanklik
koninkryk van God totaal alles oorheers. En dat hulle as nuwe mense word, wat onherkenbaar in die samelewing is, omdat hulle wat het? God se beeld, Christus se eienskappe. Die vrug van die Gees letterlik elke oomblik wat ek dag uitleef. En dan vra ek vir my, ek het graag daarby gesit, hoeveel gemeentes beplan dit in hulle jaar? Vir hoeveel gemeentes is dit 'n prioriteit? Dit is nogal 'n vraag om te praat. Agterkom ek nie antwoord kry. Niemand het dit gereageer daar. Wat ons Christus God vir ons hier wil gee. Reeds op aarde is 'n hemelse werklikheid, wat ons word gekies as sy kinders. Ons word as sy mense bymekaar gebring. Hy kies en hy wil vir ons teruggee wat ons sê by die tyd van Eden. Maar meer nog, hy bring vir ons terug na 'n hemelse werklikheid, nie 'n aardse werklikheid. Nie 'n werklikheid wat mooi tuine betref en al die goed en mooi verhouding met God aan 'n wanneer God afkom om ons te ondersoek. Nie dat ons 'n werklikheid gee van ten volle elke oomblik in sy teenwoordigheid. Elke oomblik wat ons kan saam uitroep met die wat die Openbaring sê wat die hemelwesens doen. Heilig, heilig is die Almagtige. Dit doen hulle 24 uur 'n dag. Elke dag 'n menslike tyd. Weet jy wat ander ding is wat ons van hierdie doen? Dis wat van gebeur. En daarom is lofprysing so 'n ongelooflike deel van my lewe. Nie net om te sing nie, maar musiek te maak, om lof te bring in terme van gedigte, in terme van dans, in terme van gebed, in terme van my lewe, in terme hoe ek eet, in terme hoe ek dink. Bring alles lof vir die Here. Ons het vasgevang in terme van ons liggaam, ons sê baie keer, maar ek kan nie, omdat dit skaam is vir mense. Vyf van God sê, nee, ek kan nie, soos Moses, en dan gee die Here vir jou oplossing. As jy gehoorsaam dan, is ek gehoorsaam dan. Ek moet julle regtig sê, op skool was ek een van daai ouetjie wat daar agter die hoek weggekruip het. As ek by die klas moet kom, hardloop ek eers te doelregte agter die hoek. Ek wil nie gesien word nie. As iets gedoen word in die klas, dan ek weggekruip en heeltemal weggekruip en die kop uit sak. Ek het weggekruip vir alles en al. Dat daar iets in my lewe gebeur het, dat ek besef dit is wat moet gebeur. En ek het 'n wilsbesluit geneem met self, maar dit is nie 'n wilsbesluit wat ek en iemand wat daar bestaan nie, maar dit is iets waarmee God my gehelp het, sodat ek vir duisende mense kan staan en dan preek of praat. En die Here moet steeds vir dit erken. Want dit wat ek sê is so groot verantwoordelikheid, want dit is God wat moet die woorde gee. Dit is God wat deur my moet praat en ek moet net 'n luidspreker wees van God. Dit is 'n enorme taak. Maar dit is nie die taak van die leraar nie. Dit is die taak van elke disipel. Dit is die taak van elke lidmaat wat sê ek is kind van die Here. Ons verkeerde ding doen om die leraar alleen reg te gee, dan moet ander mense al die mense omtrent weet ek kan wat dit en dit moet doen. Dit is nou nie maar ons as jy vertel dat ek kan doen dat dit maar nie moet doen. Dan bly die kerk met die kort te gaan met die ander. En dit maar wat ek besê, maar ons kan dit ook doen. Jy kry besondere gawe wat God vir die kerk wil gee. En dit wil jou verander, dat jy dink ek kan nie preek nie. Verander jou na die grootste prediker wat daar is. As jy jou beskikbaar stel. As jy regtig by God wil sê. Gaan hy jou 'n gawe gee wat hy weet vir jou bedoel is. En jy gaan dit doen, dat mense aan verbonde staan. Kyk, jy gebeur. Hy of sy kan dit. En dan gaan jy aanhang, want jy gaan 'n leier raak, omdat jy daai gawe gekry het binne jou gemeenskap. En God daardeur verheerlik word. En iemand langs jou gaan 'n ander gawe hê. En jy gaan die persoon se lippe hang, of aan sy hande hang, of aan sy voete hang. Omdat jy bewonder kom vir dit wat hy sy reg kry. Nie omdat dit so goed is nie, maar omdat God so wonderlik in hulle lewe werk en hulle lewe verander. Dit is wat moet dit gaan. Ons wil verander om nuwe mense te wees. Hoor wat skry ook in dit is aan hier. Wat van die volk gaan word, die kinders, die dogters en die seuns wil gaan wees.
Wat 'n heerlikheid is om dit te lees. Hy sê, hoe voorspoedig en mooi sal die land nie wees nie. Die koring en die wyn sal maak dat die jong mans en meisies gesond en sterk sal wees. Ek weet nie, dat het net van 'n bring dood. En die koring is nog dood nie. Dit is nie dat wat bedoel word. Dit bedoel, daar gaan vreugde en blydskap en eensgesindheid in die land wees. En hoe het ons dit nie nodig in ons eie land nie? Dis hoe ons nagmaal doen. Dis nie van die goed wat ons sê met nagmaal. Ons wil 'n eenheid vorm, ons wil 'n eenheid wees vir die wêreld. Maar die nader gelyk my, die nader van die eenheid wil kom meer spat as op mekaar. Die meer kom, die man kom daar. Ook net omdat mense is en dan hulle self ontwikkel. Daarom, broers en susters, is nagmaal die kinders van die Here. Mense wat erns maak met die verhouding. As ek die brood breek, drink die wyn, dan is dit nie ek nie. Dis nie deur my wat hierdie goed iets waardig word nie. Ek word waardig gemaak om dit te kan gebruik. Die Christus wat ek aangeneem het en wat die Gees gegee het om in my te doen. Wat vir my waarborg gegee het, jy is God se kind. Jy is waardig om die, wat Korintiërs ook sê, om toevertrou te word met die bediening van die versoening. Paulus skryf dit vir die gemeente, julle, nie die predikant of die ouderlinge of die diaken nie, maar julle as gemeente die verantwoordelikheid om die bediening van die versoening van die mense te leef te gee. Ons moet baie om te weet, dink ek, in die nagmaal, dat is handen vat. Van hulle die regte handen vat. Dis die lekkerste van. God bring mense wat ver uit mekaar het gestaan het, mekaar nie wil ken. Maar ek broers en susters in God se liefde. Sodat hulle hande kan vat en 'n wêreldse verskil kan maak in die wêreld daar buite. In die wêreld kan bring vir die wêreld. Wat onherkenbaar is. Wat mense self vir kant het mooi gesê, jy leef in 'n droom, dit sal nooit gebeur nie. En maar ek sê nooit vir die Here nooit. Want as jy nie daar wanneer dit gebeur, dan weet jy wat jy moet gebeur nie. By God is alles moontlik en ek en jy moet dit besef. Die onmoontlike is alledaags vir my. Of onmoontlik vir ons. Maar ek het alledaags word as ons God weer ons kan werk. En daarvan is die nagmaal en die brood en die wyn wat is gebruik. Dit is 'n teken dat God gesê, ek wil jou groei. Jy is myne. Ek is jou Vader. Ek is saam met jou stap en ek wil saam met jou stap. Kom stap saam met my. Kom sit saam met my aan die tafel. Kom geniet wat ons saam geniet. Wat 'n wonderlike. Wat 'n eer is dit vir ons om saam met Christus aan die tafel van sy Vader te sit en deur hom geseën te word met sy liefde, met sy vreugde. God vra nie vir maak op mense. God vra vir gehoorsaam mense. Daardeur word ek en jy volmaak. Ons bereik dat die dag van ons saam instap in die koninkryk van God, saam met Christus. Wat 'n jubelende gedagte om dit te ervaar en aan te sien. Die suster het gevra dat hulle op die tafel net gereed maak. As dit klaar is, dan moet ek vra dat ons hier so 'n sirkel maak hier op die tafel. Hulle gaan nie bang wees dat hulle gaan dit anders doen. Voordat ons dit doen, moet ons net so oor voordat ons dit kan doen, Anita, ons die nagmaal lied van Willie Bergdals. En daarna op die tafel, die nagmaal gereed, kan ons sit. Wat gaan die kerk vandaan en dan sing ons oor eer die brood gebreek eers by die breek op die brood vanoggend vir ons. Dat ons dit saam sing as 'n gebed. Dit is toe nou wat ons gedoen. As gemeente. En ons staan hier almal ons sing dit vandag. Dit is die lekkerste van ek weet nie wie sê sing dit ook in die van hier af. Moenie so sing dat die musiek wegraak nie. Jy kan net wat dit doen want jy ken nie dit elke keer. Maar kom ons vra dat ons die tafel eet maak en dan as hy nie dat ons sing en dan sing ons die wat daar.
2:53 die in die brood gebreek, kom ons in dit hartlik saam. Kan ek vra voordat ons dit sing, dat u nou vorentoe kom asseblief. U staan hier en hier kan julle die voortwede en daar hier daarvoor. Staan daar rondom tot in by die tafel so. Daar kom sirkel vir ons. Maar dit is ons gebed, dit is ons na die tafel van God kom. Om so as gesin aan God, as gemeente, as familie, voor ons stil. Ons geef om die eer aan.
anders ding wat iemand anders te doen het, maar daar is nie 'n beeld van Christus nie. Jy sal sien in die middel, dan is dit sê 'n lam. Hy is met die lam wat van ons geslag is. Hy is die lam wat lewendig is, hy is God se kind, God se siel, eerstgebore. En dis wat weet hy lewe vandag nog steeds. En ons is deur die Gees met hom verbind en kontak met hom. Daarom wil ek julle elkeen uitnooi om dit te gebruik en jouself op te stel. Ek moet sê, ek gaan maar eers al die tekens wat uitdeel en dan sal die instelling doen. Hou dit net by jou. Ek kan die bord nie maar sommer so omstuur. En as ek hier voor my julle kom, sal sommer net op die tafel hier is. Ek sal self ook die makkelijker ondersteunen. Die Bijbel, dat is Bijbel. Dat is de Bijbel, dat is de Bijbel. Allemaal gekregen? Dus dit is die brood wat ons breek en wat ons eet. Dit is die teken dat Christus in lichaam gebreek is en onderhandeld het. Maar dit teken ons ook die veiligheid dat ons sonder by God is weggeneem. Omdat hy die lam wat geslag is vir ons. Zodat ons bly sonder sonde vir God kan is. Kom ons gebruik dit tot sy. Wyn en druiwesap wat ons gebruik, laat ons voor ons oorkom die bloed van Christus wat aan die kruis gestort is. Dat jou nog, want ek en jy vry en skoon, rein gewas word. Ons sê, van alle sonde. En ons vorentoe kan beweeg, die hele geskuld op, die taal, gebruik dit, wees dankbaar. Vader in die hemel, u wil voorrecht dat ons nie môre wat ons hier kan staan en hierdie tekens met dankbaarheid kan geniet omdat dit in ons lewe is. Ons wil môre van u al die eer en die heerlikheid toebring, deur ons woorde, ons dade, ons denke, ons lofprysing, ons optrede, ons omgang met mense, met u, ja ook met onsself. Want aan u behoort die krag, die wysheid en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Die wat ons rein kon maak, deur die Seun wat ons lam geskenk is. Ja, dat ons ook vry voor die kan beweeg, en nie met angst en beweging voor u te staan, maar met lofprysing en eer en heerlikheid op ons lippe uitgespreek in 'n dankbaarheid hande wat na u toe wys. Dankie, Here. Dankie dat u ons u kinders gemaak het. En dankie dat ons dit kan wees vir u werk. Geef ons dan ook die krag, die insig, die kennis om die wêreld wat u nie ken en u nie wil ken, ook te kan oorwin met die wysheid van u liefde, die wysheid van u optrede en met die kennis van ons God wat vir ons beveg. Amen.
het makkelijker te maak, en as die kans om die tafel te staan. Dan kan jy maar gaan sit. Dan gee jy weer net die overgawe ook, wat die na voor te bring. Dank u vanmôre dat u die seun vir ons gegee het. Ons kan die naaste by aan u toegee en teruggee wat u vir ons gegee het. Maar ontvang wat ons gee uit dankbaarheid, dat u vir ons liefhet en u elke dag vir ons versorg. Here, maar ons staan ook as gemeente vanmôre en ons kyk na ons land. En ons sien dat daar baie plekke is waar daar 'n geweldige droogte is. Daar is plekke waar daar baie water was ook, wat sy gevolge ook het. En ons wil al hierdie plekke vir u gee en vra dat u liefde daar sal seëvier. Dat u heerlikheid ook daar na vore sal kom. Op elke wyse u dit ook goed dink. Ons wil vra dat u reën sal bring vir mense hier in die land en grond. Want dit is dalk partykeer erger as die water wat eweskielik daar is en dan weg is. Ja, die gevolge is baie erg in al die gevalle. Ons wil hierdie Here besonder vir u gee. En vra dat die mense hulle self sal oorbuig word. Dat hulle dan terugkeer na die Here God, wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in alle ewigheid. Ja, wat ook vir ons liefhet. Deur alles. Dankie Here dat ons hier kan uitgaan. En u kan eer en verheerlik. Dat u toewyding aan ons as mens. Help ons ook om ons eie toewyding aan u te kan slaag in ons eie oor en in oor van die wêreld. Dat ons werklik gesien kan word as God se kinders en nie as wêreldmense. Ons Vader, in totale afhanklikheid. Amen. Nou sit ons laaste lied in die 491. Ek en Jesus lief, hy is my lig en krag. Hy is in nood en angs, my nooit verlaat. Is dit nie so waar? Volgens daar is ook 'n ding, ons dink party daar so, as ons na die wêreld om ons kyk, want dit raak verskriklik. Maar God is nog steeds hier. Ons moet reg kyk. Nou as ons reg kyk, dan sien ons so wonderwerke onder alles wat steeds daar gebeur. Ons moet niks te vrees nie. En my God lewe. Kom ons sal die 2 verse wat jy doen. Hey, Jesus,
ontvang die seën van die Here en gaan ook in vrede en in heerlikheid die wêreld in, nie as verlorenes, maar as God se kinders. Want die Here wat sy seën vir eenheid gegee het, wat sy liefde aan ons openbaar het in die volheid van sy seën, maar wat het bevestig dat hy ons nooit alleen los het nie. En met die Gees van hom geseën het in alle naby, mag hy en hulle saam met elkeen van ons wees tot in alle ewigheid.